Hallo en baie welkom by week 2 van die Goeie Boek. Ons is by 'n baie belangrike aspek van om teologie te verstaan. Inteendeel, ek dink daar's niks wat jy vandag in die lewe waarin jy vasgevang is, kan verstaan sonder om 'n goeie begrip te hê van wat aangaan in Genesis 3 nie, die sondeval. Ons het in week 1 gekyk hoe perfek God geskaap het, verhoudinge, God, mens, natuur in perfekte harmonie. Dit het goed gegaan. Dis die enigste plek in die Bybel waar jy presies kan sien wat God se perfekte intensies van die begin af was. Dink vinnig aan jou werk. Hy het gesê jy kan hard werk. Jy gaan in goeie verhoudinge met mense kan staan. Jy kan skep saam met die skepper van die heelal. Genesis 3 kom vertel die verhaal van die listige slang en ons hoor later wie is hierdie listige slang? Dis Satan homself. En Satan kom en hy kom verlei man en vrou. Kom ons gaan hak nie vas in man of vrou en wie's eerste verlei nie. Die punt is die mens word verlei deur Satan. Wat sê, wil jy soos God word? Nou hier's die eerste belangrike punt wat jy moet verstaan van Genesis 3. Die mens wil in sy sondige natuur soos 'n God wees. En gaan kyk na die mense om jou en gaan kyk hoe baie goddelikheid is daar in ons. Ons is net minder as hemelse wesens, maar die gevaarlikheid daarvan is, ons probeer God in ons eie lewens te wees. Ons probeer vir ander mense 'n God te wees. En dis 'n baie gevaarlike plek om te wees. Geliefdes, daar's niks wat jy in jou lewe kan verstaan sonder om die effek van Genesis 3 te verstaan nie. Ek kan jou verwagtinge kom help bestuur vandag, dat jy minder van mense moet verwag. Dat jy minder moet verwag dat die lewe airy-fairy gaan wees. Life is indeed not a movie. Dit kan nie wees nie, want Genesis 3 het plaasgevind. Die mens het in sonde verval, God is teleurgesteld in die mens, en hy skop uiteindelik die mens, Adam en Eva, man en vrou, uit die tuin van Eden uit. Mense wil nommer 1, soos God wees. Dis 'n gevaarlike ding om te wees. Gaan dink aan jou eie lewe vandag. Wat het met jou gebeur? Jy en waar het jy probeer om soos 'n God te wees? En dan waarsku jy jouself dat daar is net een God, en dis die God Jahwe wat die aarde, die hemel en die aarde goed geskaap het. Die eerste ding wat gebeur, wat jy sal sien in Genesis 3 vanaf vers 7 is, nadat hulle die boom van goed en kwaad se vrugte gebruik het en hulle menslikheid of hierdie perfekte harmonie verbreek is, gebeur dit dan in vers 7 wat sê, toe gaan hulle oë werklik oop en hulle besef dat hulle sonder klere is. Hulle het vye blare aan mekaar gewerk en vir hulle omgehang om hulle self toe te maak. Dadelik begin die mens om slinkse planne te maak vir dit wat eintlik perfek was. Wat is die vye blare in jou lewe? Gaan dink bietjie oor hoe jy ewe skielik begin voel oor jou fisiese eie liggaam. Ons is skaam, want dis wat Genesis 3 vir ons gesê het, oor wie ons is. Ons voel inadequate. Dis die mooi Engelse woord wat sê in die teenwoordigheid van 'n perfekte God. Dis hoekom as jy langs die mooiste persoon wat jy ooit in jou lewe gesien het, gaan staan of gaan sit, gaan jy sleg voel oor jouself, want jy voel dit amper nie waardig nie. En dis presies die verhouding waarin God en mens na Genesis 3 verval het. Wat is die goed wat jy in jou lewe doen om die vye blare oor jou liggaam te sit? Is dit kosmeties wat jy voel jy's nie mooi genoeg nie, jou tande is nie wit genoeg nie, jou liggaam is nie mooi genoeg nie. Jy wil eintlik die hele tyd met vye blare dit probeer beter maak. Daarom gaan ek na die sielkundige toe, daarom gaan ek vir daai terapie, alles vye blaar tegniek, om dit wat verkeerd gemaak is in Genesis 3, te probeer regmaak op menslike vermoëns. Dit gaan nie werk nie, ek wil jou kom bevry, niks wat jy met vye blare gaan toemaak, sal die toets van die tyd weerstaan nie. Dis maar net die gevolg van Genesis 3. Ons lees net daarna, dat in vers 8 in die aand, hoor hulle dat die Here deur die tuin loop, hulle kruip toe weg tussen die bome. Is dit nie die toestand van die mens nie? Ons kruip weg vir God, ons is skaam oor hierdie God, want hy's 'n heilige, perfekte God, en ewe skielik na Genesis 3 kom ek agter, hoe agterbaks ek in my gedagtes is, hoe vuil my mond praat, hoe sleg ek oor my liggaam voel. 'n Perfekte God, imperfekte mense, kruip weg van mekaar af. Dis die storie van die mensdom. Mense is nie meer in 'n perfekte verhouding met hierdie perfekte God nie. Ons lees later die volgende effek van wat hier aan die gebeur is dat daar in die huwelik, tussen die man en die vrou wat perfek geskape was, hulle moes mekaar aanvul, is die huwelik, Adam en Eva se perfekte verhouding, val uit mekaar uit.
Hoe lyk ons huwelike vandag? Is dit nie iets wat ook so uitmekaar uitval nie? Ons lees dat God sê, omdat jy probeer soos God gewees het, gebeur dit met jou dat jy ook nie meer kan presies wees in jou werksplek wat jy moes nie. Genesis 1 en 2 vertel dat julle gaan nie perfekte, julle kan hard werk, julle gaan iets met julle lewens kan doen. Genesis 3 vertel die storie dat jy in die sweet van jou aangesig gaan moet werk, met woel, met werskaf, en jy's eintlik in jou werksplek dalk vasgekeer, nog steeds in Genesis 3. Maar die goeie nuus uit Genesis 3, en hiermee sluit ek af, is dat jy lees vir die eerste keer die eerste tekens van die evangelie, wat in Genesis 3 vers 21 voorkom, waar dit sê, toe het die Here God vir die mens en sy vrou klere van vel gemaak, en hulle het dit aangetrek. God is kwaad, hy mag kwaad wees, want mense het soos God probeer wees. Hulle het gedoen wat hy nie gevra het hulle moes doen nie. En wat gebeur? God sê, ek is kwaad vir julle, maar ek gaan 'n dier slag wat dit nie verdien nie, wat niks verkeerd gedoen het nie. Hy gaan sy lewe opoffer. Klink hierdie taal vir jou bekend? En ek gaan vir julle klere aantrek en die pad in gebrokenheid saam met julle stap. En vriend, ten spyte van dit alles, is dit die storie uiteindelik van God wat sê, elke tree van die lewe, elke teleurstelling, elke keer wat jy mismoedig is, elke keer wat mense jou kwaad maak, is die God wat vir Adam en Eva klere aangetrek het, sodat hulle ten minste tydelik iets aan hulle skaamte kan doen. Daai God werk nog steeds met mense. Genesis 3 vers 21 is die eerste keer wat ons te doen kry met evangeliese teks, want jy en ek weet dat Jesus toe uiteindelik die perfekte offer was, wat ons skaamte van ons kom weggevat het en ons in 'n perfekte verhouding met God gesit het. Ek hoop jy sien waarheen is ons op pad. Ek hoop jy leer iets teologies van eerstens om die omstandighede bietjie beter te verstaan, maar tweedens om te weet dat daar is hoop aan die ander kant van Genesis 3 en dat God en sy kerk is steeds op 'n sending besig om die wêreld te versoen, soos wat Paulus dit so mooi gesê het, ons kry die bediening van versoening om uiteindelik die hele wêreld weer te maak soos Genesis 1 en Genesis 2 voor die sondeval gebeur het. Ons sien uit om hierdie hele pad saam met jou te stap en dit vir jou stap vir stap te verduidelik.